Koffie in die koppie, contracten op die tafel. Hier wordt eigendom eenvoudig gezeld. Koffie en contracten met Pieter en Skalk. Kom sit bietjie en trek die koffie nader. Koffie en contracten. Ja, welkom op 'n 20 nuwe episode van Koffie en Kontrakte vanoggend. Vandag duik ons 'n bietjie van die kant af in nou Pieter. Oor eiendomme. Die eiendom wat jy sien op die advertensie is nie altyd, maar jy sien nooit die emosionele kant van 'n ou wat sy goed moet pak en gaan nie. Daar is partykeer baie trane. Jy weet, jy bly vir 20, 30 jaar in 'n huis en verkoop jy hom. En as jy nou mooi sit en terugdink hoe die emosies daarmee saamgaan, jy weet kinders gehad, hulle het 'n groot speel en dan gaan jy nou na 'n groter plek toe of na 'n kleiner plek toe of heeltemal weg see toe of wat ook al, jy weet. Daar is maar altyd gevoelens met 'n verhuis wat agterbly met jou. Ja, huis is meer as net jou 4 mure en 'n dak. Vir baie mense is dit 'n stoorplek van herinneringe. Ja. Van kinders wat gespeel het tot verjaarsdae, gesinskosse, en om nou daai omgewing te verlaat, natuurlik, selfs al gaan jy na iets nuuts doen en iets beters, kan natuurlik 'n emosionele uitdaging wees, Skalk. Natuurlijk, ja, en onthou dat jy, toe my ma nog gaan die huis moes verkoop, en ek en my susters uit die huis was, sy het vir my gesê, dit voel amper soos of sy 'n deel van haarself verloor. En vir elkeen voel dit so. Ek dink dit is iets wat baie mense nie verwag nie. En dit is maar 'n moeilike ding eintlik. Maar omstandighede verander dat jy dit partykeer moet doen. Ja, jy weet, dit is nou, ek wil nou iets by sê, dis nou net, jy weet, dis interessant as 'n mens altyd teruggaan na die huis waar jy gebly het, om te sien hoe hy nou lyk. Ek het dit nou een keer toevallig beleef, toe ons 'n skouhuis gehad het, wat ek teruggegaan na die huis waar ek groot geword het vir 22 jaar of 21 jaar, en dis heeltemal anderster. Maar nou ja, dis nie net ouer mense nie, selfs die jong gesinne wat verhuis vir werk of groter spasie, voel soms skuldig of hartseer, om selfs die plek te verlaat, waar hulle kinders groot geword het. Jy weet, ek noem dit die loslaatfase. Ja. Jy weet, jy laat 'n fisieke plek los, maar ook die emosionele bindende herinneringe. Dat is interessant, jy weet, het gebeur as 'n mens net 'n buurt of 'n dorp verhuis, van 'n buurt na 'n dorp verhuis of wat, andersom. Jy mis die gemeenskap net soveel as jou huis. Ek het op 'n plaas groot geword, en toe my pa die plaas verkoop en ons die goed gaan haal, ek het ander dag al verbygegaan, daar's niks, hulle het hom afgebreek, net die fondasie is daar. Jy weet, dit maak 'n mens hartseer eintlik, maar as jy dink, ek het hom gelukkig 'n ligfoto van die plaas destyds toe hulle hom afgeneem het met 'n vliegtuigie. En ek kyk baie daarna en sê, ja, hoe het hulle begin en hoe lyk dit, en Ja, jy weet, ek het aan daai herinner. dit is soos ek nou sê het, as jy teruggaan na die plekke toe. Ja. Ek kan presies onthou in daai erf wat gestaan, waar die wolgerboom gestaan, 2 perskebome, hoe die swembad gelyk het, jy weet, en alles wat in daai erf, en niks van dit bestaan omtrent meer nie, net die swembad wat gebou is, bestaan nog. Ja. Weet, so, daar's nie meer gras nie, dis sintetiese gras en al sulke goeters, en so dit was net heeltemal 'n ander storie. Nou, maar ja, kom ons kyk bietjie na die nuwe begin teen die verlore gevoel. Jy weet, daar kom aan die ander kant die opwinding van 'n nuwe begin, nuwe ruimtes, nuwe bure, selfs net 'n nuwe kombuis kan weer hoop en energie bring, maar dit alles meng met die gevoel van verlorenheid. Ja, dit is waar, en sommige mense is raak onseker. Hulle weet nie, gaan dit beter wees nie, maar gaan hulle waar jy weet, hulle hart nog is op die ou plek. Ek val nu om my eie woorde. Jou hart is nog daar, maar jy moet nou skuif, jy weet. En mense sien dan
die wat verhuis soos van Universitas of Heuwelsig af, hulle weet die nuwe huis is perfek vir hulle, maar hulle mis die straat, hulle mis die geselskap, die ou vriende, en vir al die kinders, hulle het hier in 'n parkie gespeel, of hulle het hier in die strate rondgespeel, en tok-tokkie gespeel, wat as jy ons nou vandag tok-tokkie speel, dan word jy toegesluit. Ons het ons gemeenskap wat ons nou bang is vir alles. Ja, ja. Dit is letterlik, hulle is bang vir alles. Ja, hulle is bang vir alles. So, dit is nou hoe dit maar nou gaan werk, of as jy geskuif. Ja. Jy weet, dit is normaal om emosies toe te laat, val ek ook oor my woorde, is deel van die proses natuurlik. So, moenie jouself straf dat jy hartseer is nie. Ek sê altyd vir kliënte, jy kan hartseer erken en tog opgewonde wees oor jou nuwe tuiste. Ja, dit is so, en die herinneringe is oral. Die kamer van kinders in die plek waar jy eers gebraai het, daai klein dinge wat maak 'n groot impak. Maar wie wat is nou lekker as jy in 'n nuwe huis instap, jy onthou nou die ou huis, nou stap jy in 'n nuwe huis, in 'n nuwe omgewing, met nice kombuis, nice badkamers, dan verander daai emosie na, wow, ek het nou 'n plek wat ek altyd wou gehad. Nou kan jy nuwe memories maak, jy weet sulke goeders. Maar nou ja, jy kan ook nuwe Nescafé maak vir jou. Dankie tog dat ek 'n bietjie Nescafé kan vat vanmôre. Ja, en daarom raai ek mense ook aan om 'n paar simboliese dinge te doen voor hulle verhuis. Jy weet, neem foto's, neem 'n klein aand van afskeid, voordat jy trek, drink bietjie koffie in die plekke waar jy altyd koffie gedrink het, in die sonkamer, jy weet, of nooi mense oor vir 'n laaste koppie koffie of bietjie gesels en sulke goeders. Ek weet dis alles deur mekaar en als daai tyd van die trek, maar dit help om sluiting te bring by jou self en in die proses van afsluiting en sulke goeders. Ek moet die aand voor die tyd, dan sal ek bo op die bokse moet sit. Wel, dis ook reg, dis hoe dit hoort. Maar nou ja, dit is maar op 'n ligte noot. Ja, ek dink dit is 'n goeie idee. Mense hoef nie net te pak en te beweeg nie, maar die siel van die huis verdwyn nie sommer nie. Mens moet miskien maar sit en neem afskeid en dink aan jou nuwe toekoms en dink aan jou nuwe blyplek. En maar aan die ander kant, nooi jou eiendomsmakelaar wat vir jou gehelp het om die nuwe plek te koop, nooi hom vir 'n braai, 'n hoë dak nat maak. Ja, ons gaan jou in elk geval kom besoek by die nuwe plek, want ons bring vir jou 'n klein geskenkie en al sulke goeders, so, want dis iets wat van ons kant af kom wat ons weer wil hê jy moet hê om te. As jy daarna kyk, moet jy weet, dit was toe jy nie begin het in die nuwe huis. Dis iets wat jy van die ou huis weer af gaan vat na jou nuwe huis toe, as jy daai nuwe huis verkoop het as 'n ou huis. So dit is iets wat jy altyd saam. Ek gee gewoonlik vir die dames dan 'n bos blomme en vir die manne 'n bottel champagne, maar dan word hy dadelik oopgemaak want hy's koud. Ja, nee. Dan moet ons dan net. Maar ja, jy weet, jy kan altyd maar dit hang af van persoon tot persoon. Ja, jy kan altyd goed soos 'n baie Engels personalized beker vat. Soos hierdie van Nescafé. Ja, soos hierdie van Nescafé. Wat jy die mense se name opsit of jy weet met 'n huisie of welkom in ons nuwe tuiste of so iets. Maar dit kan mense daar's baie sulke goeders. Ja, so ek sê altyd as jy met kinders as 'n ongetroude ou met kinders of met of sonder kinders na 'n plek toe gaan, kry jy nie net volle emosie volle emosie van die kant af nie, maar jy sien hoe die mense sien hoe ek is en hoe ek hoe ek is en ek sien hulle weer van 'n ander kant af. Ja. So ons weer geken mekaar leefstyl wat jy by mekaar is.
Natuurlik wat baie nice sal wees as ek het so as 'n enkel persoon of as ouers van kinders, as daar nuwe mense intrek, maak die straat toe, maar ons hou 'n straat braai, dan kan ons nou lekker mekaar leer Dis ken. nog lekkerder. Dan kan ons nou lekker kuier, gaan ons lekker ons kry 'n toestemming by die munisipaliteit en ons doen so dan. Dis 'n goeie punt, Skalk. Selfs al is jou huis nie vol kinders nie, is daar steeds emosies. Jy kan geheg wees aan jou woonbuurt, jou kortpad na die werk toe, of selfs die rustige parkies rondom jou huis. Jy het so gepraat van die kortpad na die werk toe, nou moet jy nuwe paaie uitvind hoe om by die werk te kom so vinnig as moontlik sonder soveel as moontlik vir verkeer en al daai goeders. So dis nie net emosies wat gebou word rondom kinders nie. Dit is ook wat gebou word rondom gewoontes en die gevoel van tuiswees. Ja, ek dink, en dit is waar wat jy sê, ek dink mense onderskat hoe emosioneel hulle kan voel oor 'n plek wat hulle net vir hulle self gekoop het. Dit is nogal, dit kan emosies aanwakker, laat ek dit so stel. Ja, en dit is hier waar jou verhuis 'n kans kan wees vir selfontdekking, jy weet. Soos goeders soos jy word uitgemaak, zones geneem en soms leer jy nuwe dele van jouself ken. Jy ontdek nuwe buurte, nuwe kafees, nuwe roetes. Jy skep weer nuwe herinneringe. Jy weet, al sulke goeders. Ek hou van daai Pieter. Dit klink soms positief eerder as om hartseer te wees oor wat jy verlaat, maar die opwinding vind jy in wat kom. Dit wat jy verlaat die oue en hier's 'n nuwe opwinding wat kom. Ek sê altyd, agter jou maak 'n deur toe, maar voor jou maak 'n nuwe deur oop, met nuwe verwagtinge, nuwe toekoms. So mense moet dit altyd in daai lig sien, hoewel dit emosioneel is om die ou deur agter jou toe te maak, maar mens moet maar kyk na jou die nuwe deur wat oopmaak. Ja, presies, dit is waar, jy weet, ons as agente probeer help, nie net met die logistiek van die koop en die verkoop nie, maar om mense te herinner dat jy nuwe herinnering kan bou, en jy laat natuurlik iets los, maar jy bou ook iets nuuts. En jy weet, daar's 'n paar wenke wat 'n mens aan kliënte kan gee. Eerstens, beplan genoeg tyd, moenie alles op een dag probeer doen nie. Gee jouself tyd om emosioneel los te laat. Ja, en dis 'n goeie punt. Ek dink mense moet hulle nie self onderskat hoe moeilik dit kan wees om net die logistiek te hanteer nie. Hulle staan al die gevoelens wat daarmee saamgaan. So moenie net vasklou aan die gee genoeg tyd soos wat jy sê, Pieter. Dit is die long en die short, die kort en die lank en die kort van die ding. Jy weet, tweedens, vier die afskeid, soos wat ons nou al gesê het, neem foto's, hou 'n laaste koffietyd in jou tuin, nooi ou bure vir 'n finale kuier ensovoorts. Ja, ek hou daarvan en gee jou 'n kans om die plek regtig af te sluit en waardering te hê vir wat jy agterlaat. Wees dankbaar dat jy 'n dak oor jou kop gehad het. Wees dankbaar dat jy daar kon gebly het. Maar nou is dit 'n nuwe begin. Ja, en derdens, skep natuurlik nuwe rituele in jou nuwe huis. Maak dit 'n punt om nuwe tradisies te begin, 'n weeklikse braai of koffie. In jou nuwe kombuis kan dit help om dit vinniger natuurlik tuis te maak. Ja, ek kan sien dit werk, want dit help jou om te fokus op die nuwe plek te plaas en nie net wat jy verloor het nie, maar ook wat jy gewen het daarmee saam. Ja. So presies, wees bewus van jou gevoelens. Jy hoef nie altyd sterk te wees nie. Emosies erken is natuurlik deel van die proses. Ja, absoluut. En verhuis is nie net 'n logistieke ding nie. Dit is 'n emosionele projek wat aandag en erkenning verdien. Ek het baie keer nog emosies. Ek wil nie nou daaroor gepraat nie, maar ja, jy weet, dis ons soos na 'n begrafplaas toe te gaan. Jy gaan sit blomme daar op jou geliefde ouers se graf. Ja. En dan loop die emosies hoog, dan dink jy,
wat sou hulle gedoen het as hulle nou nog hier gewees het, en dink aan dit wat hulle vir jou agtergelaat het, dink aan hoe lekker jy saam met hulle gelewe het. En baie van ons waardeer hulle nie terwyl hulle leef. Dis nou af van die punt af, maar ek noem dit maar net, dit is hoe emosies nou maar is. Ja, weet en dan natuurlik ook, jy kry dit gereeld, kry mense dit nie verstaan, nie die impak van musiek en sulke goed nie, maar nou ja, dis af van die punt af, soos ek sê, jy hoor 'n ou liedjie en dan dink jy, maar wat het ek gedoen in daai tydperk, en ek was by daai huis en al sulke goed. Maar om dit op te som, huis is nie net 'n mure en dak nie, soos ons in die begin gesê het. Dis 'n tuiste gevoel om tuiste natuurlik. Dit kom saam met gevoelens en herinneringe, mense en energie wat jy natuurlik self bring. Om te verhuis beteken nie dat jy alles agterlaat nie. Jy neem net jou ervaring saam met jou en jy bou natuurlik nuwe tuiste en nuwe memories of herinneringe, soos wat hulle sê. Ja, nee, dit is presies. En dit beteken nie jy moet jy al voel jy 'n bietjie hartseer oor wat jy los. Maar daar's 'n opwinding wat voor lê. Dis balans en dis iets wat elkeen wat verhuis sal ervaar. Dit is ongelukkig so. Dit is so, jy weet, soos ek net ook gesê het, Pieter, jy verlos jou ou huis, maar jy stap in 'n nuwe plek en wow, ek het nou 'n lekker plek, 'n lekker groot sitkamer, braaiplek. Jy weet daai tipe van goed. Ja, as alles in plek is, dan jy al vergeet van die ander ou plek wat jy agtergelaat het. Ja, maar moenie dit probeer uitdaag nie, ervaar dit eerder, jy weet, waardeer dit en bou jou nuwe tuiste met al die nuwe herinneringe en nuwe moontlikhede. En dis natuurlik wat mens moet doen, dis beter om dit so te doen. Ja, dit is 'n mooi manier om dit te sê, Pieter, dankie vir die insigte. En vir al die luisteraars daar buite, onthou, jou volgende huis is nie net 'n plek om te bly nie, dis 'n plek om nuwe herinneringe te maak. Gaan go ahead. Moenie omdraai nie, gaan vorentoe. Ja, en dan natuurlik nou, baie dankie dat julle saam met ons was by hierdie episode van Koffie en Kontrakte. Ons sien uit na die volgende keer met meer stories, meer insigte en natuurlik meer koffie van Nescafé af. Weer eens baie dankie vir hulle. Hulle sponsor ons natuurlik nog nie, maar ons drink uit hulle koppies uit en ons drink van hulle koffie. So baie dankie aan hulle ook. En dan natuurlik tot volgende keer. Totsiens. Totsiens en baie lekker. Dankie Nescafé, julle het lekker koffie. 'n nuwe sleutel, 'n nuwe droom vir jou. Koffie en kontrakte, waar stories lê.